Ons het reeds gesels oor die feit dat God aan mense 'n opdrag gee om leiding te neem. En dan sien ons ook dat daar van hierdie mense by naam genoem word, amper wil ek sê, soort van 'n titel kry. Diakens en ouderlinge, hulle is gemeenteleiers. Nou, ek wil net in die verbygaan noem, dat 'n diaken is nie noodwendig iemand wat nog net nie oud genoeg is om 'n ouderling te word nie. Of 'n ouderling was nou eers 'n diaken, 'n jong diaken en nou word hy later 'n ouderling. Nee, albei hierdie take, hierdie diakenskap en ouderlingskap staan op sy eie bene, op eie reg om in 'n gemeente 'n leiding te neem. Filippense 1 vers 1 sê dat die brief kom van Paulus en Timoteus, dienaars van Christus Jesus, aan almal in Filippi wat deur Christus Jesus aan God behoort, met hulle ouderlinge en diakens. So dit was 'n algemene praktyk, dat daar in die gemeente mense was wat bekend was as diakens, die taak van die diaken verrig het, en natuurlik ook die taak van die ouderling. In 1 Timoteus 5 vers 17 staan daar, die ouderlinge wat goeie leiding gee, behoort dubbele erkenning te kry, veral die wat hard werk deur te preek en onderrig te gee. So inderwaarheid is iemand wat preek, nie noodwendig 'n pastoor of 'n dominee of 'n priester maar 'n doodgewone ouderling, iemand wat deur die Here bekwaam gemaak is vir die taak. In Handelinge 20 vers 28 praat Paulus met die leiers van die gemeente en hy sê vir hulle, pas julle self op en die hele kudde wat die Heilige Gees onder julle sorg gestel het. Soos wagters 'n kudde versorg, so moet julle die gemeente van God versorg, wat hy deur hom verkry het, deur die bloed van sy eie seun. En daar praat hy met die ouderlinge. 1 Petrus 5 vers 2 tot 3 het 'n bietjie van 'n duplisering hier, waar hy sê, pas die kudde van God wat aan julle toevertrou is goed op. Hou toesig oor hulle, nie uit dwang nie, maar gewillig soos God dit verwag. Nie om eie gewin nie, maar uit toegewydheid, ook nie deur baas te speel oor die wat God aan julle sorg toevertrou het nie, maar deur 'n voorbeeld vir die kudde te wees. Ouderlinge, diakens, ek hoop ek praat met sulke mense, ek hoop ek praat nou met 'n diaken, ek praat nou met 'n ouderling, en die wonderbaarlike ding is, dit is nie net vir mans bedoel nie. Dit maak nie saak, as die Here sy hand op jou lê, om 'n diaken of 'n ouderling, 'n gemeenteleier te wees, dank die Here vir die voorreg, doen dit met alles wat jy het. En daarmee sluit ons hierdie reeks af. Begin volgende keer met 'n nuwe reeks. Loop mooi en ek sien daarna uit om jou saam te vat.